Kom ons nou gooi Psalm 119, Psalm 119, dan sing ons daar vers 1 en 7. Psalm 119, vers 1 en 7. Geliefdes, hartlik welkom dan ook vanmôre so in die huis van die Here. Is dit ook so 2 gaste wat saam met ons is. Jy is almal hartlik welkom en mag ons u ook gasvry en verwelkom in ons midde. Ons gaan vanmôre weer lees uit 1 Petrus uit, 1 Petrus hoofstuk 4, die brief wat geskryf is vir die kerk in verdrukking, en ons gaan lees vers 7 tot vers 11. 1 Petrus 4 vers 7 tot 11. Nou kom ons maak op by Psalm 100, en dan sing ons daar hartlik saam vers 1 en vers 4. Psalm 100 vers 1 en vers 4, die bly staande vir die fotum en die seën groet. Daarna sing ons spontaan as lofgesang, gesang 35 vers 1 en vers 2. Gesang 35 vers 1 en vers 2 spontaan na die fotum en die seën groet. En nou Psalm 100 vers 1 en vers 4, hartlik saam. Psalm 123 vers 2. Kyk soos die oë van die knegte is op die hand van hulle Heer, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres, so is ons oë op die Here ons God, totdat hy ons genadig is. Geliefdes,
Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons luister na die wet van die Here uit 2 dele uit vanmôre. Die eerste deel is Deuteronomium 6. Ons lees van vers 4 tot 9 en dan 13 tot 17. En daarna, dit is die eerste tafel van die wet om God lief te hê, en dan die tweede tafel van die wet in Romeine 13 vers 8 tot 10 om die naaste lief te hê. Kom ons luister dan na Deuteronomium 6 vers 4 tot 9 en 13 tot 17. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Ook moet dit as 'n teken gebind, ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. Vers 13, jy moet die Here jou God vrees en hom dien, en by sy naam moet jy sweer. Julle mag nie agter ander gode aanloop, uit die gode van die volke wat rondom julle is nie, want die Here jou God is 'n jaloerse God by jou, sodat die toorn van die Here jou God nie teen jou ontvlam, en hy jou van die aarde verdelg nie. Jy mag die Here jou God nie versoek, soos julle hom by Massa versoek het nie. Julle moet die gebooie van die Here jou God en sy getuienisse en sy insettinge wat hy jou beveel het, ywerig onderhou. En dan Romeine 13, ons lees vers 8 tot 10, die tweede tafel van die wet. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Want hy wat 'n ander lief het, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie.
Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Geliefdes, kom ons blaai dan nou na Psalm 38 en ons bely tog eerlik ook ons skuld voor die Here, as die wet ons ook herinner daaraan, en ons neem so ook ons toevlug tot die vergifnis wat God vir ons bied, deur sy Seun Jesus Christus, deur saam te sing vers 1 en vers 17 van Psalm 38, vers 1 en vers 17. Dan kom die genadeverkondiging en die vermaning ook. Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Daarom geliefdes, aan almal wat met 'n ware berou en 'n opregte geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser, Jesus Christus, verkondig die woord van God, die vergifnis van sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en hierdie genade verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank hy in die sonde van ongeloof in Jesus Christus se soenverdienste bly lewe. Geliefdes, dis dan ook ons geloof. Nou kom ons blaai dan nou na Gesang 82, dan sing ons vers 1, 2 en 3 as geloofsbelydenis voor die Here. Gesang 82, vers 1, 2 en 3. Hij maakt zijn kerk
Geliefdes, kom ons maak die woord van die Here dan oop by 1 Petrus 4. 1 Petrus 4, ons werkstelselmatig deur Petrus ook so met tye, ook rondom die verdrukking wat die kerk ook beleef, vooral ook in ons dae, en ons moet ook bewus wees daarvan en verstaan hoe om in die tye van verdrukking ook kerk te kan wees. Ons gaan saam lees vers 7 tot vers 11, maar voordat ons lees, kom ons verenig in gebed saam. Almagtige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, U is almagtig, alomteenwoordig, alwetend, soewerein in U raad. Niemand gee vir U advies nie. Niemand neem vir U 'n besluit nie. U alleen neem dit. U alleen voer dit uit. Here, in U grootheid en in U almag, buig U Uself af tot ons nietige mens hier op aarde. Here, U gee vir ons U Seun, waarin ons so ver verwyder is deur die sonde van U af, om vir ons die versoening te kom bewerk, sodat ons deur U Seun genoem kan word, kinders van God. U stel U kerk daar, U regeer, U Here bewaar U kerk. U is almagtig, en so kom staan ons ook voor U vanmôre, want deur U Heilige Gees, Here, is niks meer onmoontlik nie. Regeer U almagtig deur die hart, bewaar U vir die ewige lewe, en hiervan, Here, mag ons deel wees, en hiervoor, Here, is ons dankbaar, en uit hierdie dankbaarheid, Here, beweeg U ons, en werk U die goeie deur ons, vestig U U kerk, brei U U koninkryk uit. U werk middelik, deur U woord en deur U diensknegte, vir wie U ook die genadegawes gee. En Here, mag ons dit nie verag nie, maar mag ons hiervoor dankbaar wees en dankbaar leef voor U. Gee, Here, dat ons waarlik kerk sal wees, tot eer en verheerliking van U naam. Hemelse Vader, ons bid vir ons mense. Ons bid, Hemelse Vader, vir elkeen waar hulle self ook al bevind. Miskien op lang paaie, miskien oor see, miskien in 'n siekbed, miskien in 'n worsteling, miskien in 'n gewetenswroeging. Here, ons bid dat U deur die Heilige Gees ook daar sal wees met elkeen, en dat U uiteindelik ook, Here, so U kerk bewaar vir U eer. Here, terwyl ons ook so met U woord oopsit, en ook bewus is, Here, van verdrukking en vervolging, wil ons daarom ook vir U bid en vra, dat U ons harte en ons verstande sal open, om hierdie dinge tog te verstaan, hierdie dinge te kan antwoord op, want U gee vir ons die wysheid, die insig, die geloof. U gee vir ons al die vrugte van die Gees, al die goeie gawes, om staande te kan bly, ook in hierdie tye. Spreek, Here, want die diensknegt en die diensmaagd, die wil luister. Amen. 1 Petrus 4 van vers 7 tot 11. Ek wil tog net miskien vir u herinner net aan vers 5. Hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel. En dat Petrus reeds al ook terugverwys na die eindtyd, na die einde van alles. En dan gaan vers 7 hiermee aan. En die einde van alle dinge is naby. Wees dan ingetoe en nugter om te kan bid. Maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê.
Want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Wees gasvry teenoor mekaar, sonder om te murmureer. Na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. As iemand spreek, dat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, dat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alle heerlikheid, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. Ons teksgedeelte is dan vers 7. En die einde van alle dinge is naby. Wees dan ingetoe en nugter om te kan bid. Nou geliefdes in die Here Jesus Christus, in tye van verdrukking kan ook Christene maniere vind, of kan ons sê regverdiging vind, om op te hou, om goed te doen. Om op te hou, om mekaar te bedien. Verdrukking bring juis die versoeking om meer en meer selfsugtig te word, meer en meer in te keer na die self. Ook die Christene se belangstelling en hulle ywer vir die onderlinge uitdeel van hulle goddelike gawes en die talente eerder op te gee en dood te druk, terwille van 'n eie oorlewing. Liefdes, verdrukking hou aan om Christene se vrymoedigheid en vrywilligheid te onderdruk. En dit raak skaars in vandag se dae. In baie gevalle is verdrukking uiters suksesvol en die kerk se onderlinge liefde raak weg. Die onderlinge gasvryheid hou op. Die onderlinge woordverkondiging en die onderlinge diens van barmhartigheid stop. En die kerke in Suid-Afrika stop. Die kerke in die wêreld stop, want verdrukking soek dit. Maar Petrus wil die kerk versterk en na mate verdrukking toeneem in die kerk, kom ook sy brief vanmôre na ons toe. En dis die doel van Petrus, van 1 Petrus. Petrus het baie spesifiek die roeping van die Here Jesus af ontvang om sy broers te versterk in die geloof. Lukas 22 vers 31 tot 32. En die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Maar ook ons vandag moet mekaar versterk, deur vir mekaar te versterk met die evangelie boodskap en met ons gawes wat ons van die Here af ontvang het. En dit is waarom die Here die kerk vir ons gegee het. Die kerk, sodat die gelowiges nie in eensaamheid vergaan in tye van verdrukking nie. Ons moet mekaar versterk, na mate die verdrukking ons geestelike eenheid afbreek en uiteindelik die dood werk. Maar die kerk moet met iets gemotiveer word in tye van verdrukking. Want ons kan nie hierdie motivering by mense vind nie. Nou sê Petrus, omdat hierdie motivering nie te vind is by mense, die swakke mens nie, gaan hy vir ons sê, moenie die motivering gaan soek eers in jouself nie. Soos wat die humanisme ons leer met selfmotivering nie, dit gaan jou nie help nie. Ons moet mekaar motiveer met 'n baie belangrike waarheid. Christus kom terug. Die Here kom weer. Die wederkoms. Nou die wederkoms is nie net wanneer die Here Jesus eenmaal op die wolke gaan terugkeer na sy liggaam nie. Nee,
Die einde van ons elkeen na die dood is nader as dit. En sedert die hemelvaart van die Here Jesus is daar vele van die Christene al dood op hierdie aarde. Wanneer ons liggaamlik sterf, ons elkeen se eie dood is 'n gegewe werklikheid, 'n onvoorspelbare realiteit, 'n onverwagse. Veral vers 5, wat hiermee rekening hou as hy sê, hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel. Die dood is altyd nader as wat ons dink. Bewus van hierdie werklikheid, sê Petrus, moet dit vir ons as gelowiges nie met 'n vrees vul, maar met motivering om mekaar te versterk. Ons moet vrymoedigheid en spontaniteit om te lewe tot eer van God aanmoedig. Want, sê Petrus in vers 7, die einde van alle dinge is so naby. Lewe om God te eer, die einde is naby. Dit is ons tema vanmôre. Lewe om God te eer, want ons einde is naby. Geliefdes, hier is die motivering vir elke kind van die Here, wat rekening hou met hierdie werklikheid van lewe en dood. Ons eie innerlike geestelike weerbaarheid, ons eie geestelike paraatheid in tye van verdrukking. Ons elkeen se einde is naby. Eer God. En nou raak Petrus baie prakties. Hoe moet ons as Christene lewe om God te eer? En hier loop baie godsdienstige sienings alreeds uitmekaar uit. En so verdeel ook die kerk in Suid-Afrika, byvoorbeeld tussen die gereformeerdheid en die charismata. Die gereformeerdheid wat op hierdie manier die eer van God soek, maar die charismata wat op die ander manier die eer van God soek. En Petrus kom sê vir ons dit op 3 maniere. Eer God deur mekaar lief te hê en te vergewe. Eer God om onderling gasvry met mekaar te wees. Eer God deur mekaar te dien met jou genadegawes. Dis die eenvoud. En dis die volheid om God te eer. Maar laat ons ook sommer uit die staanspoor uit die humanistiese gelykstelling in hierdie gedeelte aanspreek. Want so maklik word hierdie gedeelte dan gebruik as 'n gewetensaanklag op die Christen om met almal so om te gaan, soos wat hierdie gedeelte sê. Dit gaan nie oor alle mense as broers in hierdie wêreld nie, want dis 'n leuen. Petrus maak duidelik onderskeid tussen gelowiges in Christus en die wat nie glo in Christus nie. In 1 Petrus 1 vers 2 begin hierdie brief en is duidelik gerig aan die uitverkorenes volgens die voorkennis van God die Vader. Die wat uitverkies is deur die Vader tot geloof in sy Seun Jesus Christus. Hulle is die broers en die susters. Hulle is die wat julle met vurigheid moet lief hê, mekaar met 'n hartlike gasvryheid moet behandel, mekaar moet dien met julle genadegawes, die kerk van die Here Jesus op hierdie aarde. Dit beteken nie, ons het nou regverdiging gevind om nie goed te doen aan heidene nie, of aan ongelowiges nie. Petrus noem juis in 1 Petrus 2 vers 12, dat ons so in ons lewenswandel moet optree onder die heidene, ons so moet skoonhou deur ook goeie werke te doen. Maar die onderskeid lê in Galasiërs 6 vers 10. Laat ons dan terwyl ons geleentheid het aan almal goed doen,
maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Onderskei egter gelowiges van ongelowiges en moenie die gelykstelling doen nie. Geliefdes, daarom het Petrus reeds gesê, julle is 'n uitverkore geslag, geheilig vir God. Heilig beteken om vir hom te leef. Daarom, ons moet mekaar lief hê en vergewe. Daarom sê vers 8, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Nou geliefdes, vir ons om te belewe tot eer van God, vereis 'n ongelooflike diep dankbaarheid in die kind van die Here se hart. Ons kan nie vir God eer as ons nie weet waarom ons hom die eer moet gee nie. Anders kan enige mensgemaakte God gelykgestel word met hierdie drie enige God. As ons net sommer dankbaar moet wees vir enige iets. Maar daar is 'n spesifieke dankbaarheid. Ons eer God drie enig omdat hy vir ons die ewige lewe verseker deur sy seun Jesus Christus se soendood. Vir ons sondes voor die Vader. Geen ander God kan hiermee gelykgestel word. Dis 'n uitsonderlike daad wat God die Vader doen aan sondaars soos ons, om vir ons te kan vergewe. Dis nie 'n mensgemaakte godsdiens nie. Daarom het dit 'n anderster dankbaarheid wat na vore kom. En as gevolg van Christus se dood in ons plekke, hoef ons nie veroordeel te word vir ons sondeskuld nie. Anderster is al die ander godsdienste wat op 'n werkheiligheid, regverdiging soek. Word ons vergewe onverdienstelik uit 'n genade uit. Dit moet al iets wakker maak van 'n dankbaarheid in die hart. Kan ons vrygespreek word in Christus, regverdig verklaar word as gevolg van Christus voor die hoofregter van die eeue. Is ons as eiendom nou gekoop deur die bloed van Christus, om nie meer aan onsself te behoort na ons liggaam en siele nie, maar om aan God te behoort, om sy eiendom te wees, sy kerk te mag wees, sy Kyriakos, om saam met hom na ons liggaamlike afsterwe weer op te staan in die graf en vir ewig met hom te mag lewe, vir ewig in die paradys. Hierdie geloof is geen menslike geloof nie, want die meeste sal dit nie glo nie. Dis 'n geloof alleen gevestig in Christus Jesus. En ons ontvang net hierdie geloof nie vanuit ons eie kennis uit nie, maar vanuit 'n ingeplante hartsbegeerte, 'n ingeplante bewuswording van dis waar, geskenk deur die Heilige Gees, alleen deur die uitverkiesende genade van God die Vader, nog voor die grondlegging van die wêreld. Dis so groot, dat die kind van die Here hiervoor net dankbaar kan wees. Waarom sou hy so genadig wees aan die wat hy uitverkies? Liefde. Liefde. Die liefde wat hierdie vergifnis wil skenk. Maar nie sommer net deur sonde af te skryf soos mense dit wil doen nie, toe te smeer nie. Nee, om dit sigbaar in die geskiedenis van hierdie wêreld te betaal aan die Seun van God, wat met verskriklike smarte bloei aan 'n kruis tot sy dood toe. Dis die prys van vergifnis. 'n Verskriklike prys. 'n Duister prys. 'n Stryd tussen lig en duisternis. En sy seun wat hom laat offer uit sy liefde uit vir sy kinders. Die prys vir vergifnis van sonde is 'n bloedprys uit die diepste liefde uit. Die som totaal van ons Christelike geloof is gelyk aan vergifnis.
Dit is waaruit die geloof bestaan. Die ander godsdienste het nie hierdie beginsel van die vergifnis nie. Want hulle het nie die beginsel van die liefde nie. Hulle ken dit nie. Vergifnis of niks. Hoe sal ons God vir hierdie liefde kan eer? Ons kan nie die liefde vir hom gee nie, hy het die liefde vir ons gegee. Om net aan hom terug te gee wat hy vir ons gegee het, is geen verdienste nie. Ons moet die liefde deel met medegelowiges. Deel dit uit. Deel dit uit na mekaar toe. In die tye van verdrukking is dit juis die verligting waarna ons almal smag. Dat ons word ook vergewe deur ons medebroers en susters. Dit breek eensaamheid. Dit breek die alleenheid. Om te vergewe soos God ons vergewe het. Om mekaar se sondes te bedek, soos hy ons sondes voor hom bedek het, deur sy seun Jesus Christus se offer. Spreuke 10 vers 12. Hoor die woorde: haat verwek twiste, maar liefde bedek al die oortredinge. Hier kom Petrus in. Hy verwys na hierdie bedek van die liefde, van die vergifnis. Spreuke 10 vers 12, haat verwek twiste. Hoekom lyk dit so in die kerke? Omdat daar soveel haat in die kerke tevoorskyn kom. Omdat die medebroers en susters mekaar nie met die liefde van Christus vergewe nie. Want die haat verwek die twiste. Maar die liefde bedek al die oortredinge. Jy vergewe nie 'n heiden nie. Jy vergewe nie die wêreld daar buite nie. Jy vergewe jou medebroer en suster in Jesus Christus. Geliefdes, is daar twiste onder ons? Dit kan slegs opgelos word deur vergifnis. 1 Korintiërs 13 vers 7. Die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Om sonde te bedek beteken om nie met iemand se sonde te loop en skinder nie. Om dit nie te loop en dan almal te verkondig nie. Glo alles bedoel om vertroue onderling te beskerm ten spyte van sonde wat soms gebeur. Glo alles het vertroue in gedagte. Want deur nie sondes te bedek nie, kan ons vertroue onderling breek. Nee, 'n kerk is nie 'n sondelose plek nie. Nee, 'n kerk is 'n vergifnisplek. Veiligheid vir medebroers en susters wat soms teen hulle sin in die sonde val. Sal ons mekaar daar hou deur nie te bedek nie, allermins nie, dan het ons geen dankbaarheid voor God die Vader wat my vergewe het in Jesus Christus se verskriklike bloedprys nie. Hoekom is daar soveel twiste in ons kerke? En dit nog in die tyd van verdrukking. Om nie sonde van medegelowiges te bedek nie, verwek juis agterdog en wantroue. Liefde bedek en beskerm vertroue onderling. En dit wil nie dat die sonde afbreek nie, maar help.
Liefde beskerm reputasie. In Christus is ons almal maar net begenadigde sondaars. Die liefde sê ons hoop alles. As Christen gelowig is, het ons almal al gesondig. Niemand van ons staan voor God sonder sonde in onsself as die sondige vlek op ons nie. In Christus is ons vergewe. Uiteindelik sterf ons almal hierdie liggaam van die dood met die eerste dood in ons moed. Want ons het nou nog 'n stryd wees die sonde ook in ons. Al het ons die hoop op die verlossing in Christus reeds ontvang. Moet ons almal die eerste dood sterf, want die einde is naby, sê Petrus. Die einde van alle dinge, ook jou stryd teen die sonde, wanneer jy sterf met die liggaam. Ons het juis vers 6 behandel, want daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig, die wat al reeds gesterf het, sodat hulle wel geoordeel kan word na die mens in die vlees, finaal die afsterf van die sonde, maar lewe na God in die gees. Die hoop om mekaar se sonde te bedek is om te bly hoop op mekaar se beste. Ek wil die beste vir jou hê. Ek wil jou nie hou en herinner aan jou sondaar nie. Ek hoop die beste vir jou. En ek fokus nie op jou slegte nie. Die liefde hoop die beste vir die ander een. Ons sien die liefde verdra alles. Verdra alles, want in hierdie lyding is daar baie swaar kry, ook weens sonde. En om dit nog by te voeg vir mekaar op hierdie verdrukking van hierdie wêreld, raak ondraaglik. Vergifnis van mekaar maak die verdrukking draagliker. Die verdraagsaamheid, om wat die liefde ook al lei, te bowe te kan kom, om weer op te staan na die val, om mekaar te help. Dis wat vergifnis tog op hoop. Om menigte sondes te bedek in die hoop dat deur die krag van die Heilige Gees die vergewe sondaar weer sal opstaan en saam almal God eer vir sy groot gawe van vergifnis. Eer God, want die einde van alles is naby. In die tweede plek, onderling as gemeente gasvry te wees teenoor mekaar. Vers 9 sê, wees gasvry teenoor mekaar sonder om te murmureer. Geliefdes, ons moet nie gasvry wees met ander mense, omdat ons net mooi menslik wil wees nie. Mooi maniere wil hê nie. Ons moet God eer en die eer gee wanneer ons gasvryheid teenoor ander gelowiges betoon. Maar hoe eer ons God deur ons gasvryheid? Hoe werk dit? Geliefdes, ons is nie gasvry ter wille van gasvryheid nie. Ons is gasvry omdat God met ons gasvry is. Omdat die koning van die heelal, die seun van God Jesus Christus, met jou en my gasvry is. Hoe is hy gasvry? Sy gasvryheid oortref enige menslike gasvryheid. Geen menslike gasvryheid kan by sy gasvryheid uitkom nie. Ons kan maar probeer, maar ons sal dit nie reg kry nie. Hy het vir ons deur sy verlossingswerk juis hierdie gasvryheid tot ons bewerk. Dat ons nou uitgenooi kan word na die huis van sy Vader. Ons, die aangenome kinders, hy, die eersgebore seun van God. Ons word ingenooi in sy Vader se huis, gasvry, op grond van sy skuldoffer. Het ons nou die hoogste gasvryheidsuitnodiging om tuis te kom in die Vaderhuis, want die einde van alle dinge is naby.
Daar is vir ons 'n tafel gedek. Die vetgemaakte kalf vir die verlore seun. Die brood van die lewe wat gebreek is vir jou ewige lewe. Die wyn van dankbaarheid, van oorvloed. Iets van die nagmaal. Die beker staan daar, die brood is daar. Die ewige lewe is die hoogste gasvryheid wat jy ontvang. Ons kan God die Vader deur sy seun werklik nie terugbetaal deur gasvry te wees aan ander nie. Maar ons kan hom die eer gee uit die dankbaarheid vir sy gasvryheid en hoe ons ander gasvry behandel. Ons moet dit ook nie waag om hom te wil terugbetaal nie, want dan wil ons dit probeer verdien. Ons moet dit doen vir sy eer. Om met mekaar die gasvryheid te deel, is om nou nie net teenoor mekaar gasvry te wees nie, maar om vir mekaar te herinner aan hierdie goddelike gasvryheid waarmee ons almal geseën word. Want ons almal se einde is naby. Laat ek jou gasvry behandel. En ons almal eenmaal, en tot ons almal eenmaal in die absolute gasvryheid van die Christus Vader huis ontvang word. As ons dit weet en dit glo, verhoed geen selfsugtige motiewe ons enigsins om ook gasvry te wees teenoor ons medebroers en susters. Wees gasvry sonder om te kla, sê Petrus. Gasvryheid is die beoefening van liefde. Romeine 12 vers 13, maak voorsiening vir die behoeftes van die heiliges, streef na die gasvryheid. Veral in die tye van vervolging is gasvryheid 'n heldedaad. In tye van vervolging is gasvryheid 'n heldedaad. Die einde is naby. Laat ons God drie-enig eer in ons gasvryheid teenoor mekaar. In die derde plek, mekaar te dien met genadegawes. Vers 10. Na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Geliefdes, ons is almal lede van God se bruid op aarde. Uitverkore deur God die Vader, verlos in Christus Jesus, die geloof geskenk deur die Gees van God in ons harte. So werk die drie-eenheid ons saligheid. Die Here Jesus maak ons deel van sy Vaderhuis nou al is dit nog nie heeltemal nie, is dit nou al vir ons iets wesenliks. Ons is meer as bloot net gaste. En Petrus gaan nou verby hierdie gasgedagte en hy wil vir ons maak kinders in die Vaderhuis. Hy wil vir ons hieraan herinner, ons is kinders in die Vaderhuis. Christus laat uit genade ons deelneem aan sy huishouding. Dit gaan verder as bloot net die gas. Dis inwonend, dis inwoner, dis mede-familielid. En dan word ons genoem dienaars. Dienaars, bedienaars as huisbestuurders, rentmeesters. Ons toegang tot die Vader se huis kom met 'n aktiewe verantwoordelikheid. Deelname in sy huishouding. So baie mense verskoon hulle self van kerk, omdat daar soveel verdrukking en soveel oneenigheid soms in kerk is. Sê hulle, ek gaan nie kerk toe nie, kerk red my nie. Ja, dis die argument, ons ken dit. Miskien self al in die versoeking geval daarvan. Dis waar, kerk red ons nie. Maar,
net so sê ons ook in die gereformeerde leer, dat my werke red my nie. Tog die bewys van jou geloof kan slegs gevind word in jou werke. Jy kan nie 'n geloof hê sonder die werke nie, sê Jakobus. So die bewys van jou geloof lê by die werke van die geloof. Geliefdes, net so kan jou kunskap in die Vaderhuis slegs bewys word deur jou deelname aan die Vaderhuis. En hoe gaan jy jou deelname aan die Vaderhuis wys? Niemand op aarde is nou in die Vader se huis nie. Die einde is nog nie vir ons almal daar nie. Ons leef nog na die vlees op hierdie aarde. In hierdie tentwoning wat met sonde besmet is, waarteen ons moet stry. Sy kerk is sy tempel. Bevind jy jou aktief 'n deelnemer, 'n dienskneg in die kerk van die Here Jesus Christus, eers waar hy jou geplaas het? Om nie aktief betrokke te wees in sy kerk nie, is daarom nie die bewys van jou geloof te leef as 'n deelnemer van die Hemelse Vader se woning nie. Maar Petrus praat nie met ongelowiges nie. Hy praat met gelowiges. Ons is rentmeesters, huisbestuurders nou al, in 'n gebroke kerk, met gebroke mense, maar rentmeesters. 1 Korintiërs 11. Maar elkeen het sy eie genadegawe van God, die een so en die ander een weer anders. Wie sal vandag kan sê ek het geen genadegawes van God ontvang nie? Ons het nou al gawes wat ons kan uitdeel. God se genade is veelvuldig, sê vers 10. Almal in die huis van die Vader het genadegawes. Ons moet vir mekaar genoeg ruimte bied om vrymoedig met spontaniteit ons genadegawes te kan uitleef. Ons moet as kerk in verdrukking besonders fyn ingestel wees in hierdie verskillende genadegawes wat God aan elkeen van ons uitdeel. Om deel nou al te mag wees van die rentmeesterskap van die Vaderhuis wat die gebroke kerk op aarde is. Geen afguns, geen verwyte, geen jaloesie nie. Dit vererger die verdrukking. Wanneer iemand in die huishouding nie toegelaat word om deel te mag neem nie, vererger dit die verdrukking. As ons liefdeloos, onvergewensgesind, ongasvry is teenoor mekaar, dan sal die vrymoedigheid om die gawes te deel ook opdroog, ook wegraak. Laat ons mekaar eerder met liefde en gasvryheid help om mekaar se gawes te ontdek en mekaar spasie gee om vrymoedig deel te mag neem. So eer ons vir God. Want die einde van alle dinge is naby. In die hemel gaan ons nie vir mekaar beperk nie. In die hemel gaan ons nie jaloers wees nie. Nie afgunstig wees teenoor die ander een se goeie werke. Ons gaan vir mekaar aanmoedig. Spesifiek word 2 gawes uitgelig in vers 11. Die gawe van die woordverkondiging en die gawe van die diens van barmhartigheid. Vers 11 sê, as iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen. Woordverkondiging en diens van barmhartigheid vind ons in die ampt van die ouderling en die ampt van die diaken.
Dis klaar daar. Dis die twee hoofonderwerpe waaronder al die ander gawes van die kerk in verdeel word. Mooi saamgevat in een teksvers. So rangskik God uit die diens van die ampte uit, die dienswerk van die gelowige in die kerk. Mag ons kerkrade tog ons kerke so regeer, dat ons vers 11 verder so mooi hoor, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, vers 7. En die einde van alle dinge is naby. Wees dan ingetoe en nugter om te kan bid. Mag ons kerke nie ontaard in een of ander onnatuurlike geesdrywery nie, of 'n verdrukking van medegelowiges nie. Nee. Mag ons lief wees. Mag ons gasvry wees. Mag ons mekaar bedien met ons gawes. Dis praktyk. En Petrus vra nugterheid hierin. Om nugter te bly moet ons bid. Gebed bewaar van vervlakking in 'n kerk. Maar nog, of meer nog, ons moet aanhou bid om wakker te bly, want die koms van die Here Jesus is naby. Laat dit ons motivering bly. Want so sê Markus 13 vers 33, pas op, pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Die einde van alle dinge is naby. Bly jy gemotiveer. Bestuur die huishouding. Bedryf die gasvryheid. Wees lief, vergewe, bedek die sondes. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God. Here, aan U kom toe die lof en die eer en die aanbidding. U grootheid en U goedheid ken geen perke nie. Here, in hierin kom staan ons voor U. En ons vra vir U, Here, dat U vir ons ook sal bewaar. Dat U ook die kerk van die Here Jesus Christus, wat homself bevind op soveel plekke, en so baie denominasies ook hier in Suid-Afrika, dat U hierdie kerk sal bewaar in die waarheid van U woord en U bedieninge. Vergewe ons waar ons so baie keer val. En help vir ons, Here, om in hierdie tye van verdrukking ook hier plaaslik waar U ons gevestig het, vir mekaar te help in kerk wees. En so ook die druk onderling vir mekaar ligter te maak. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, kom ons gaan afsluit met gesang 361. Gesang 361. Ons gaan daar sing vers 1 en vers 2 as lofgesang tot eer van die Here. Gesang 361 vers 1 en 2. Yes.
ontvang dan nou die seën van die Here en gaan ook so in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met u almal. Amen.